Goeiedag geliefdes, dit is weer eens vir my 'n wonderlike voorreg om saam met u die woord van die Here te deel. En ons is besig met Psalm 119 en ons staan vandag stil daar by die 77ste vers. Maar ek gaan vir u van die 75ste vers lees, dat u net hoor die ervarings en die belydenis wat Dawid gedoen het, om net so effense eenheid in hierdie verse te vorm. Hy sê, ek weet, Here, dat u oordeele regverdig is, en dat u my uit getrouheid verdruk het. Laat tog u goedertierenheid wees om my te troos, volgens u belofte aan u knegt. Laat u barmhartighede oor my kom, dat ek kan lewe, want u wet is my verlustiging. Die slot hou dat Dawid soortgelyke uitsprake al gemaak het oor God se handeling en werke in sy lewe. Dink aan die 67ste vers wat sê, voordat ek verdruk was, het ek gedwaal, maar nou onderhou ek u woord. Die 71ste vers, dit is goed dat u my verdruk het, sodat ek u insettinge sou leer. Met ander woorde, Dawid sê, Here, u het my verdruk enerzijds, om my te keer waar ek gedwaal het. U het my gekeer en anderzijds, omdat u my geleer het, deur verdrukking en deur benoudheid, meer van u self, meer van u weë, meer van die wil van God te wete gekom het. Maar Here, as ek terugkyk oor my lewe, dan sê ek, dit is goed dat God met my so gehandel het. Nou staan ons vandag stil by die woord barmhartigheid. Ons het laas keer met mekaar gepraat oor goedertierenheid. Kan ek hierdie woord barmhartigheid dan net so 'n bietjie opbreek? As ek sê barmhartig. En dit is waaroor dit gaan. Wanneer hy praat oor barmhartigheid, dan praat hy oor 'n God wat goed is van hart. 'n God wat 'n liefdeshart het. 'n God wat getrou is en alles wat hy doen, die bron van sy handelinge met ons, is God se liefde. Geliefdes, alles wat God doen, is liefde. Ek wil as dit ware vir u sê, alle emosies van God is gebore vanuit liefde. Die toorn van God is gebore uit liefde. Die wraak van God is gebore uit liefde. Omdat God my liefhet, tree hy op en handel hy. Daarom is God gesê, God is liefde, en dit is hy homself beskrywe, dis die wese van sy naam. God is liefde. Nou kom die psalmis en sê, Here, sal u hart van barmhartigheid en genade asseblief vir my oopmaak, en sal u uself aan my op 'n wonderbaarlike wyse bewys. Dink net saam met my aan die wonderbaarlike beloftes wat hy vir sy volk gegee het. As ons praat oor die hart van God die Vader, hoor sy hart as hy met sy volk praat, wat eintlik in ongehoorsaamheid teenoor hom lewe, wat in ballingskap is. Hoor net sy hart, want ek weet watter gedagtes ek kan gaande julle koester. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om aan julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en my vind as julle my vra met julle hart. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander. Geliefdes, dis hierdie hart van God, waartoe Dawid roep en sê, Here, sal u nie asseblief aan my barmhartigheid betoon nie. Daar is seker nie 'n mooier vers in die Bybel, wat die hart van God beskryf as juis Johannes 3 vers 16 nie. So lief het God die wêreld gehad. En die Griekse woord daar is die vyhandige, vuil, afvallige wêreld. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enig
gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Het hy nie vir ons daar in Eksodus 34 sy hart uitgespel, as hy vir Moses sê, wie is hy? Hy gee aan homself karaktertrek, hoor wat sê hy. Barmhartig en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende. Geliefdes, onse God is 'n God wat uitkyk om te seën. Ons het 'n God wat 'n hart het vir 'n mens, die mens wat hy na sy beeld geskaap het. En dit is juis vanuit hierdie kennis van God, vanuit hierdie wete wie God is, dat die psalmis kom sê, Here, sal u nie u barmhartigheid aan my betoon nie. Ek glo elkeen van ons kan 'n insident in ons lewe noem waar ons met die barmhartigheid en die genade van God in ons lewens te make gehad het. En as jy dit nog nie in jou lewe te make daarmee gehad het nie, dan het jy nog altyd verkeerd gekyk. Dan het jy nog nie raak gesien, wat is die goedheid wat God elke dag oor jou gee nie. Daar is 'n ou koortjie wat ons sing, tel jou seëninge, tel dit een vir een, en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. Dit is hierdie God wat Dawid ken. Die God wat daar vir hom agter sy skapies opgepas het, en wat genade op genade aan hom betoon het. En nou is Dawid in 'n verdrukkingssituasie, hy het pyn, hy het seer, hy het smarte, hy het vervolging. Ons weet nie op hierdie stadium presies wat in sy lewe aan die gang is nie, dit word nie vir ons gesê nie. Maar hy beleef een of ander mismoedigheid, een of ander pyn en smart in sy lewe. Daarom sê hy, Here, skenk aan my u goedertierenheid. Maar nou vra ek ook, Here, maak u hart vir my oop. Kom deel u hart vir my, en kom praat uit u hart met my, en Here, ag, maak net u hart vir my oop, moet net nie ver weg staan nie. Ek gaan deur pyn, ek gaan deur seer, en al wat ek vir u vra is dat u naby sal kom, en dat u barmhartigheid aan my sal bewys. Geliefdes, dit is 'n geweldige mooi woord, dat God in sy liefde vir jou en my elke dag sorg. Geliefdes, dink net daaroor. As die psalmis sê, kyk na die lelies van die veld, wie sorg vir hulle? Kyk na die mossies, wie sorg vir hulle? En dan kyk bietjie na jou eie lewe en sê, wie gee elke dag vir jou wat jy het? Jy lewe elke dag uit die genadehand van die Here. En ek wil so ver gaan om vir jou te sê, al is jy ook in die diepste van sonde verval, al lewe jy diep en ver weg van God af, in die diepste van ongehoorsaamheid, dan het die genade van God nog nie vir jou goedkoop en te min geraak nie. Hoor wat sê in Jesaja 1, al word jou sonde ook so skarlaken, al word dit skarlaken, dit sal wit word soos wol. Al word dit rooi soos purper, ek sal dit maak wit soos sneeu. Ag, hy nooi sy volk uit. Julle het my teleurgestel, julle het teen my gesondig, ek moes julle tugtig, en ek moes julle in ballingskap stuur, waar julle onder die dwinglandy van julle vyand is. Maar Israel, as julle net na my terugkeer, en net julle sonde bely, en julle ongeregtigheid voor my sal bring, sal ek julle herstel. Nou onmiddellik wil ek vir u sê, alle teëspoed in 'n kind van God se lewe is nie noodwendig sonde nie. Onthou u vir Job, waar die duiwel kom en sê, ek het die hele wêreld deurleef, ek het die hele wêreld deurreis, en dan sê die Here vir hom, het jy ag gegee op my knegt Job? Daar is niemand op hierdie wêreld so regverdig soos hy nie. U ken die verhaal. Hoe die duiwel dan vir God uitdaag om te sê, maar die rede daarvoor is, u hou u hart van beskerming so om hom, dat niemand naby hom kan kom nie. Gee net vir my bietjie toegang in sy lewe, om sy lewe om te krap. Dan kyk ons of hy nog vir u sal dien.
Die Here sê vir hom, jy kan met Job maak net wat jy wil, jy mag net nie sy lewe vat nie. Jy ken die verhaal. Job gaan deur hierdie krisis en hy weet nie van die saak tussen God en die Satan nie. Hy weet nie van hierdie uitdaging wat aan God gestel is nie. Hy beleef net, maar hy bly positief. Die Here het gegee, die Here het geneem, laat die naam van die Here geloof word. Al wil hy my ook doodmaak, nogtans sal ek aan hom bly vashou. En dan aan die einde van sy lewe. Ek het van hoor sê van u gehoor, maar o Here, nou ken ek u. Here, sal u asseblief u barmhartigheid oor my gee. En hoor wat sê hy, sodat ek kan lewe. Kom net naby my asseblief, Here. Dis die sug van sy hart. Ek glo dat jy kan daardie sug vandag in jou hart hê. Ons kan so maklik praat en dis mooi om dit te sê. Die genade van God, die goedheid van God, die Here is vir my goed, dinge wat ons kan sê. Maar ek wil vandag vir u uitdaag om te sê, is dit baie keer net 'n cliché? Is dit baie keer net lippetaal? Of is dit werklik uit die diepte van my hart, met 'n konkrete besef om te sê, die Here, die Almagtige, is vir my goed. Sy barmhartigheid oor my is groot. Sy goedertierenheid oor my is groot. Dat dit uit die diepte van jou wese kom, dat jy die Here aanbid. Dat ek en u nie, as ons in die probleme en in die krisisse kom, die toets sal dop nie. Ag, onthou u vir Petrus. Here, al sal almal u verlaat, ek sal saam met u sterwe, maar ek sal u nie verlaat nie. Petrus, in hierdie nag voordat die haan die tweede keer gekraai het, sal jy my 3 maal verloon het. Al die disippels het gesê, ons sal u nooit verlaat nie. En dan lees ons, maar hulle het almal weggevlug. Geliefdes, dat ek en jy ook 'n hart vir God sal hê. En werklik God sal aanbid uit die diepte van ons wese, wat hy verdien dit. As die psalmis sê, u goedertierenheid, dan dink hy diep oor, Here, skenk aan my die goedheid van God. Here, u barmhartigheid, Here, maak asseblief u hart vir my oop. En dan voeg hy iets by. Hoekom vra hy die barmhartigheid van God, sodat ek kan lewe? Wat beteken dit? Here, as u nie elke dag u barmhartigheid en u goedertierenheid en u genadehand vir my oopmaak nie, dan sterwe ek. Ek wonder of u dit besef. Ek wonder of dit diep in u hart vasslaan om te sê, elke stukkie goedheid wat daar in jou lewe is, elke voorspoed wat jy het, elke geluk wat jy het, is God se hand van genade wat na jou toe uitgestrek word. Elke dag sorg hy. Dit is my so mooi as hy sê, die genade is elke oggend nuut. Geliefdes, die Here Jesus Christus het vir ons iets vertel. Hy het vir ons gesê en vir ons geleer bid. Bewaar my in die plek van versoeking. En bewaar my van die bose. Wie bewaar jou elke dag? Wie sorg elke dag dat daar nie 'n aanslag op jou en my lewe is wat ons vernietig nie? Dis die barmhartigheid en die genade van God. En dan vra 'n mens jouself, verdien ek dit? Nee. Kry hy by my dit wat hom toekom? Of kry God baie keer die afskeeptyd, die afskeep aandag, en ons besef nie dat elke oomblik van my lewe is 'n genade oomblik wat God aan my gee nie. En dan nog meer. As jy hierdie genade en goedheid van God beleef, mag jy nooit durf roem dat jy beter as ander mense is of meer het as ander mense nie. Kan ek dit vir jou sê, as dit met jou beter gaan as met mense om jou, is dit net omdat jy meer genade ontvang het.
As dit met jou beter gaan as met ander mense, is dit net omdat God vir jou goed is. Daarom mag jy nie eens in jou gedagtes roem. Mag jy nie eens 'n gedagte toelaat van ek is beter, of ek het een of ander verdienste wat ek verdien, wat bo ander mense is nie. Jy moet elke keer maar laag buig en sê, Here, die feit dat dit met my beter gaan as met mense om my, al die eer behoort aan U, al die genade is net uit U hand uit, want Paulus sê dit mos, wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Ek en jy moet lewe, elke dag van ons lewe met die konkrete gedagte, God se genade vandag is vir my groot, en God se goedertierenheid oor my is uitgestort. En as dit beter gaan met my, dan sê ek weer vir U, net te sê, Here, dankie vir genade. Dankie dat ek nie in die situasie is wat daar die persoon is nie. Dankie dat U my dit gespaar het. Dat dit met my beter gaan as met ander mense, is net omdat U hand vir my oop is. Ag, en is dit nie so dat dit juist die goedheid van God aan 'n mens is, wat baie keer die rede is, dat mense diep afvallig raak van die Here nie. Ek dink aan die woord van die Here wat sê, is dit omdat ek so goed is vir jou? Is dit omdat ek so lankmoedig is, en dit al vir so baie lank al, dat jy my nie vrees nie? Is dit omdat ek vir jou goed is, dat jy van my afvallig raak? Ek dink aan 'n ryk jong man in die Bybel wat u ken. Hy het eiendom in oorvloed by God. Hy het rykdom. Here, wat moet ek doen om die hemel te beerwe? Gaan verkoop alles wat jy het. Gee dit vir die armes, en ek sal vir jou 'n skat in die hemel gee. Hy het omgedraai, weggeloop, want hy het meer aan sy aardse besittings vasgehou as aan 'n skat in die hemel. Het jou rykdom die oorsaak geword dat jy my nie wil volg nie? As dit met jou swaar gaan, dan roep jy God mos aan dat jou ellende, Here, kom red my. En die oomblik as God se goedheid aan ons bewys is, dan raak ons afvallig. Ons sien dit mos met Israel. In die diepste van hulle nood, dan roep hulle tot die Here, en dan red hy hulle uit. En die oomblik as hy hulle uitred, dan raak hulle weer afvallig. Lees die boek Rigters. Kyk net hoe lees jy dit, en God se genade was vir hulle goed, en hulle het gesondig. En God se genade, en hulle het gesondig. Dink net aan rykdom, wat mense van God af weghou. Rykdom wat mense van God se seën beroof. Daarom het Paulus vir jong Timoteus sê, Timoteus, rykdom is 'n wonderlike ding, maar het ook die wortel van alle ewel. En op het baie mense op hulle rykdom en hulle aardse heerlikheid staat maak, het hulle van die lewende God afvallig geword. Geliefdes, genade en liefde van God, al het jy niks. Kom ons dink aan 'n ryk man. Alles op aarde gehad wat sy hart begeer, behalwe 'n verhouding met God. Daar by sy poorte lê 'n man wat niks na aards het nie. Die honde kom lek sy swere of vir verligting te gee, maar hy het 'n verhouding met God. En die oomblik toe hy sterwe, toe stuur God sy engele om hom te gaan optel en om te neem na die boesem van Vader Abraham. Hierdie ryk man het ook gesterwe. Hy sy oë oopgemaak in 'n ewige verlorenheid en verderf. En oor 'n groot kloof heen het hy gekyk, en hy sien vir Lazarus aan die boesem van Vader Abraham, en hy bid en sê, ek bid u, stuur vir Lazarus met 1 druppeltjie water, op die punt van sy vinger, dat hy my tong kan kom afkoel, want ek ly smart aan hierdie vlam. Jy het jou kanse gehad, maar toe was daar nie tyd vir God nie. Toe was daar nie erkenning aan God nie. Jy het in jou rykdom gelewe. Die ryk dwaas. Hy het so by mekaar gemaak dat hy sê, ek het pensioen by mekaar gemaak, siel, jy het goed gedoen, jy kan nou gaan rus, jy het 'n pensioen wat nie uitgeput kan raak nie. Jou dwaas, in hierdie aand vat ek jou siel van jou weg,
En wat het jy van alles wat jy bymekaar gemaak het? U sien, geliefde, behoud dat ek kan lewe, Here. As u net u barmhartig vir my oopmaak, as u net u goedertierenheid oor my sal sterk, dan sal ek lewe, Here. Tragies dat God se goedheid misbruik word en dat mense nie in dankbaarheid voor God lewe vir dit wat hy het nie. Al wat ek vir u vra, Here, is, kom staan by my. In my benoudheid, in my krisisse. En geliefdes, kan ek vir u sê, hoe groter jou krisis, hoe nader staan God aan jou. Hy is altyd daar om jou te help. Daarom gee hy vir ons die uitnodiging. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal aan julle rus gee. Werp al julle bekommernis en sorge op my, ek sal dit vir julle dra. Hy is 'n God wat na u en my toe uitreik. En Dawid sê, Here, ek het u genade en goedertierenheid nodig, maar Here, ek het u barmhartigheid nodig, dat u asseblief net vir my 'n hart sal hê. Ek dink aan 'n verhaal wat ek gelees het van Moody, daardie ongelooflike groot prediker wat duisende mense oor die aarde na die Here toe gelei het. Het eendag in die straat afgestap en toe sien hy 'n dronk man hier in die sypaadjie lê, wat as dit ware daar bewusteloos gelê het. Moody het gaan stil staan, na hierdie dronkman gekyk en gesê, daar lê Moody, as dit nie vir God was nie. Ja, geliefde, dis ook van my waar. As die Here nie my siel uit genade gered het nie, was ek moontlik die grootste sondaar op aarde. Was ek miskien die mees elendigste mens op aarde. Daarom om net elke dag te kyk na die goedertierenheid van God, gaan lees Psalm 136. Dan hoor u die hele skepping, die totale skepping van God opgeroep word om te sê, dien die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Vers na vers na vers, hierdie refrein, sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Erken sy goedheid, erken sy genade, erken sy barmhartigheid, wat jy van hom ontvang het. Kom ek sê vir u, daar is mense wat by die robot staan en bedel. Goeie mense, mense wat mooi lewens het. Daar is kindertjies van God wat daar staan en bedel, omdat regstellende aksie plaasgevind het, en hy het 'n ou familietjie wat hy moet versorg. Vra die Here, waar moet ek gee, en hoe moet ek gee? Here, is hierdie miskien 'n egte ou kindjie van die Here, wat werklik hulp vandag nodig het. Ek doen dit, om vir die Here te sê, Here, sê vir my waar, ek ry by hoeveel van hulle verby. Maar dan kry ek 'n aandrang in my hart, as ek by 'n sekere een kom om te sê, gee. En dan hardloop die trane oor die wange van daardie persoon. Meneer, mag die Here jou ryklik seën. Meneer, mag die Here se genade oor jou wees, want hy staan met skaamte daar, maar hy moet vir sy familietjie sorg. Daarom wil ek vir u sê, geliefdes, in my eie persoonlike lewe kan ek u lank besig hou met genade van God. Hoe mense oor die jare vir my finansiëel ondersteun het, toe dit my in groot benoudheid was. Finansiëel gegee het, toe ek groot krisisse gehad het. Hoe mense my geseën het met voertuie, waar ek probleme gehad het en nie 'n voertuig kon bekostig nie. Veral na my operasie en my arm is verlam en ek kan nie meer bestuur nie. Hoe iemand net uitreik en vir my 'n outomatiese voertuig voorsien en hom vir my gee, dat ek die werk van die Here kan doen. Onse God is nie 'n skuldenaar van enige mens nie. Onse God is net goed. Daarom die woorde, Here, asseblief, maak net u hart vir my oop. Gee net vir my 'n ruim hart, Here, dat ek naby u sal bly, dat ek u sal aanbid, en dat ek u barmhartigheid elke dag sal eer, en sal loof vir wat u vir my gedoen het. Dis geweldig. Laat dit asseblief oor my kom.
dan gebruik hy 'n woordjie want. En as hy hierdie woordjie want gebruik, dan is dit nie die rede of 'n verdienste nie. Want ek verdien van God niks. Ek kan ook vir God niks gee nie. Alles wat jy het God vir jou gegee. Jy kan vir God niks doen nie. Jy kan God nie imponeer nie. Jy kan God nie beïndruk nie. Jy kan God alleen aanbid. Jy kan God alleen eer bring. Om vir hom te sê, dankie Here, vir u goedheid en genade. Maar tog is daar 'n waarheid in die skrif. Dat hy wat my dien, sal my guns uitermate ken. Ag, kom ons gaan terug na Deuteronomium toe. Die 11de hoofstuk waar die Here met sy volk praat. Hoor wat sê hy. Elke plek waar jou voetsool trap sal aan jou behoort. Niemand sal voor jou stand hou nie. Die Here julle God sal die skrik en vrees vir julle oor die hele land laat kom, waarop julle sal loop, soos hy beloof het. Kyk, ek hou jou vandag die seën en die vloek voor. Die seën as jy luister na die gebooie van die Here julle God, wat ek julle vandag beveel. En die vloek as julle nie luister na die gebooie wat die Here julle God julle vandag beveel. Dawid sê, Here, ek vra u barmhartigheid, ek vra u goedertierenheid, ek vra u genade, want Here, ek bewaar u woord. Ek verlustig my in u insettinge. Here, ek dien u. Is dit nie wat die psalmes ook sê nie? Psalm 37 vers 4. Verlustig jou in die Here, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Ek het dit nou ook mos vir u gelees, daar in Jeremia 29. Ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om aan julle hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle heen gaan en tot my bid. En ek sal julle antwoord, as julle na my vra met julle hart. Ag, ek dink aan 'n ander uitspraak wat die Here gee. Hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my. Mag dit nooit van jou en my waar wees, dat God sê, hierdie volk se harte is ver van my nie. Geliefdes, die Here het ook 'n belofte gegee, en miskien moet ek dit net vir u sê. Die beloftes in die Bybel is vir God se kinders wat hom dien. God het nie beloftes vir mense wat goddeloos lewe nie. God het nie beloftes vir mense wat ongehoorsaam is nie, want hy's 'n heilige God. Daarom sê die Bybel in 1 Johannes 1 vers 5 tot 7. God is lig, en daar is geen duisternis in hom nie. As ek dan sê dat ek met God gemeenskap het, maar ek wandel in die duisternis, dan lieg ek en doen nie die waarheid nie. Maar as ek in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Die enigste boodskap van God vir iemand wat in goddeloosheid en in sonde lewe is, bekeer jou tot die lewende God, sodat die beloftes van die Bybel joune kan word. Die apostel Paulus sê, elke belofte van God is ja en amen in Christus. Die wat die Here dien, die disippels van die Here, die kinders van die Here, vir hulle is elke belofte ja en amen. En dan gaan hy nog so ver, dat in Jesaja 62 vers 6 sê, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Gee aan hom geen rus, totdat hy jou geantwoord het nie. Hy nooi ons om te bid. Bid, vra my Vader, dat hy vir julle kan gee, en dat my Vader in die hemel verheerlik kan word. Julle het nie, omdat julle nie bid nie. En so kan ek vir die teks op teks quoteer, dat ons het 'n bron waarin ons kan vlug vir genade. Maar dan moet ons ten minste die getuienis van Dawid hê, want Here, ek onderhou u getuienisse. Ag, ek wil vir u weer terugvat
Dan na die eerste 3 verse toe. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, hom van ganser harte soek. Ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. U het u bevele gegee om dit trou te onderhou. Weet jy, ek het 'n gebed wat ek vir u vandag wil gee. Daar in Sefanja, die 3de hoofstuk, wil ek vir u 'n teksie lees. Sefanja, die 3de hoofstuk, let net op hierdie woorde, ekskuus geliefde, ek wil hom net raakvat hierso. Die 3de hoofstuk en vers 17. Mag dit van jou en my waar wees. Die Here jou God is by jou. 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Jo, mag dit jou getuienis wees wat God aangaande jou gee. Mag dit die getuienis gee wat hy aangaande my gee. Ek gaan hom weer lees. Die Here jou God is by jou. 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Kan u saam met Paulus dit nie sê nie? As God dan met my is, wie kan teen my wees? Here, al wat ek u vra is u goedertierenheid en u barmhartigheid, dat ek kan lewe. Want Here, ek onderhou u insettinge, ek dien u, ek lewe in gehoorsaamheid teenoor u, en daarom kan ek vir u sê, my God, my Here, my Meester, sal u my nood sien, sal u my behoeftes sien, sal u asseblief naby kom, ek het u nodig. As jy krisisse beleef, hy wag vir jou, om na hom toe te kom, en heel eerste met hom te praat, en jou saak voor hom te stel in belydenis, in oorgawe, en na God te luister, en te sien hoe hy sy hand van genade vir jou oopmaak. Mag die Here vir u ryklik seën. O, mag ons God beleef, soos nog nooit tevore nie. Mag jy 'n nabyheid van God beleef, wat jou siel sal verkwik en versadig. Ek bid dit vir jou toe. Seën van die Here, totdat ons volgende week weer saam met mekaar praat. Goeiedag vir u.